jaar 2025 is dit presies 1700 jaar sedert die eerste weergawe van die belydenis van Nicea in die jaar 325 na Christus opgestel is. Vandag is hierdie belydenis net so belangrik en relevant as wat dit destyds was. Tog is daar frases en woorde wat moeilik verstaanbaar is. Wie gebruik woorde soos waaragtige God uit waaragtige God? Wat beteken dit as ons bely ons glo in een heilige katholieke kerk? Ons is dan protestante of gereformeerdes. Goeiedag, my naam is Joepie Store van Sasolburg Fontein Gemeente. Hierdie video is deel van Fontein Gemeente se dieper delf reeks. In die video gaan ons na die volgende sake kyk. Wat leer ons van die belydenis van Nicea en die agtergrond en ontstaansgeskiedenis van die belydenis? Vandag is daar 'n heel paar sake wat as algemeen aanvaar word in die kerk. Byvoorbeeld dat daar 3 persone in die goddelike drie-eenheid is, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. Niemand betwyfel die feit dat Jesus Christus werklik God en werklik mens is nie. En derdens, dat die Heilige Gees die derde persoon in die drie-eenheid is en ook ten volle God is. In die vroeë kerk was daar heelwat dwaalleringe oor wie Jesus Christus en die Heilige Gees is. Die kerk het teen die jaar 325 na Christus nog geen duidelike antwoord op hierdie dwaallerings gehad nie. En daarom is en was hierdie belydenis van Nicea so belangrik. As gevolg van die sendingwerk van die vroeë kerkleiers het die kerk geweldig vinnig versprei oor Oos- en Wes-Europa, Asië en selfs hier in Afrika, die noordelike dele van Afrika. Hierdie vinnige verspreiding van die kerk het ongelukkig ook tot groot verdeeldheid gelei. Die hele vraag byvoorbeeld oor wie Jesus is hy 'n mens wat deur God geskep is, of is hy self God wat van altyd af daar was? So het dieselfde tipe vraag oor die Heilige Gees ook ontstaan. Was hy ten volle God, of was hy net 'n nuwe vorm van die Seun? Natuurlik was dan ook die vraag gewees of daar 3 aparte gode in die Christendom was, of was dit een God wat homself met 3 maskers aan homself geopenbaar het. Eers die Vader, en toe die Seun, en laastens die Heilige Gees. Of was dit 3 persone in dieselfde goddelike drie-eenheid? Om die vraag beter te verstaan, moet ons eers kyk na die struktuur van die belydenis van Nicea. Die belydenis bestaan uit 2 dele. Deel 1 handel oor die drie-enige God. Daarom noem ons dit ook 'n trinitariese geloofsbelydenis. Deel 2 handel oor die kerk. Deel 1 oor God drie-enig kan weer in 3 subdele verdeel word, naamlik God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die kortste deel handel oor God die Vader. Deel 1 lees soos volg: Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat God die Vader die skepper God is, van die kleinste atoom tot die totale kosmos, al die sterre, alles wat ons kan sien en nie kan sien nie. Hy is die skepper daarvan, en natuurlik die mens is geskep as die kroon van sy skepping. Die tweede deel oor die goddelike drie-eenheid handel natuurlik oor wie Jesus Christus is. Dit was die moeilikste en die langste gedeelte om op te stel. Dit was juist hieroor dat die Romeinse keiser die vroeë kerk byeengeroep het by Nicea in die jaar 325 om uitsluitsel oor die saak te kry. Die volgende sake word dan oor Jesus Christus bely: dat hy die Seun van God is, dat hy net soos die Vader is, of anders gestel, dat hy van dieselfde substansie as die Vader is, dat hy nie geskep is nie, en dat hy van altyd af daar was en by God is. Hierdie belydenis se verklaring dat Jesus uit dieselfde substansie as die Vader is wat in Afrikaans vertaal word met waaragtige God uit waaragtige God. Deel 2 van die belydenis lees soos volg: En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit God voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat self vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, wat op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. Kom ons gesels bietjie oor hierdie deel. In die 3de eeu na Christus was daar 'n Ariëse beweging onder leiding van Arius van Alexandrië wat groot invloed onder die vroeë kerk uitgeoefen het. Hulle het 'n dwaalleer verkondig wat in stryd is met die Bybelse boodskap. Onder andere het hulle verklaar dat Jesus deur die Vader geskep is. Daarom is hy nie gelyk aan die Vader nie, en daarom is hy ook nie ewig nie, en daarom is hy ook nie 'n ware God nie. Die vroeë kerk wou hierdie dwaalleer met hierdie belydenis die nek inslaan. Nog 'n dwaalleer is die gnostisie verkondig. Hulle het wel bely dat Jesus God was,
maar dat hy nie werklik mens was nie. Hy het bloot die gestalte van 'n mens aangeneem. Baie soos iemand wat 'n paar klere aantrek en dit dan weer baie maklik kan uittrek. Daarom het Jesus nie werklik pyn gevoel nie, hy het nie regtig lyding deurgegaan nie, en sy liggaam het wel op die kruis gesterf, maar dit het hom nie regtig self beïnvloed nie. En toe hy die dood uit opstaan, was dit net sy goddelike gees wat opgestaan het. Sy liggaam het in die graf agtergebly en vir ewig dood gebly. Daarom is die belydenis van Nicea so duidelik. Jesus was ten volle God en ten volle mens. Hy is gebore uit die maagd Maria. Hy het gelei soos 'n mens. Hy is gekruisig, hy het gesterf en na 3 dae later staan hy op uit die dood. Sy menslike liggaam het uit die dood uit opgestaan en daarom kon Thomas sy vingers in die wonde van Jesus druk en die Emmausgangers het ook die aand van sy opstanding toe hy die brood breek die wonde van sy hand raak gesien, want dit was Jesus se liggaam wat opgeslaan het. Verder bely die belydenis dan ook die hemelvaart van die Here Jesus Christus. En dis iets wonderliks om aan te dink, dat daar vandag iets in die hemel is wat nie van die begin af daar was nie. En dit is die liggaam van die Here Jesus Christus. Iets van die aarde wat in die hemel is. In aansluiting by die boek Openbaring sit Jesus Christus vandag aan die regterhand van God die Vader. Hy is die koning wat regeer oor die hele skepping. En elkeen van ons wat in hom glo, ontvang 'n uitnodiging om deel te wees van sy hemelse koninkryk. Wat die gedeelte oor die Heilige Gees betref, het die oorspronklike weergawe van die belydenis in die jaar 325 bloot gelees en in die Heilige Gees. Amen. En daarmee die belydenis geëindig. En dit is baie duidelik dat die hooffokus van die belydenis van Nicea Jesus Christus was. 56 jaar later was daar egter weer 'n nuwe uitdaging. Wie en wat is die Heilige Gees? Daarom in die jaar 381 na Christus kom die kerk weer bymekaar en hierdie keer in Konstantinopel om die belydenis verder uit te brei, om presies te verklaar wie en wat die Heilige Gees is. En eerstens verklaar hulle dat die Heilige Gees God is, saam met God die Vader en Jesus Christus. Dat hy die derde persoon in die goddelike drie-eenheid is en dat hy aktief betrokke is in die lewe van gelowiges van die begin van die skepping af tot en met ons redding. Die laaste punt oor die Heilige Gees is dat die Heilige Gees van die Vader en die Seun uitgaan. Dit was juis hierdie frase wat van die Vader en die Seun uitgaan wat in die jaar 1056 die kerk geskeer het. Die oorspronklike belydenis het gelees wat van die Vader uitgaan. Daar is duidelike bewyse uit die Bybel dat die Heilige Gees van beide die Vader en die Seun uitgaan. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 20 vers 22, die aand van Jesus se opstanding was hy en die disippels in die boventrek by mekaar. Hy blaas oor hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees is 'n geskenk van hom en van die Vader. In Handelinge 1 vers 8 lees ons dat as die disippels sy opdrag uitvoer om sendingwerk te doen, dat hy hulle die belofte gee dat die Heilige Gees by hulle sal wees. So die probleem met die stelling dat die Heilige Gees van beide die Vader en die Seun uitgaan, is nie teologies van aard nie, maar meer polities van aard. Kom ek verduidelik vir julle wat ek hiermee bedoel. 200 jaar na die gedeelte oor die Heilige Gees bygewerk is 'n derde verandering aan die belydenis van Nicea aangebring. By die derde kerkvergadering in Toledo in Spanje in die jaar 589 het die Westerse kerk byeengekom sonder die Oostelike kerk, met ander woorde die kerk in Wes-Europa. En die frase is toe bygevoeg wat uit die Vader en die Seun uitgaan. Dit het gelei tot konflik tussen die Oosterse en die Westerse kerk, wat deur die jare so geeskaleer het dat die kerk in die jaar 1056 na Christus sy eerste groot skeuring beleef het. So kom die Oos-Ortodokse kerk tot stand, wat vandag onder andere bestaan uit die Griekse Ortodokse kerk en die Russiese Ortodokse kerk. Die kwessie van die uitspraak wat van die Seun af uitgaan is tot vandag toe nog nie opgelos nie. En die Ortodokse kerk sê dit is die groot rede hoekom hulle nie deel is van die Katolieke kerk. Die Bybelse beginsel staan vas, die Heilige Gees kom van die Vader en van die Seun, maar die politiek gehandel daaroor dat die Westerse kerk eensydig besluit het. Die laaste deel van die belydenis van Nicea handel oor die kerk. Dit begin met ons glo aan een heilige algemene of dan nou die woord Katolieke kerk gegrond op die leer van die apostels. Die woord een beklemtoon juist die eenheid van die kerk. Jesus Christus is die hoof van die kerk en sy liggaam vorm 'n eenheid. In Johannes hoofstuk 17 bid Jesus sy hoëpriesterlike gebed en dan bid hy spesifiek dat daar eensgesindheid sal wees onder die disippels en onder die gelowiges. En so skryf Paulus vir ons ook in 1 Korintiërs 12 vanaf vers 12 tot 27 dat die kerk van Jesus die metafoor van 'n liggaam aanneem en dat hy die hoof van hierdie liggaam is en dat elkeen van ons wat deel is van die liggaam spesifieke ledemate is met spesifieke funksies. Maar die hooffokus van die kerk is die eenheid wat in Christus Jesus lê. En dan die volgende woord is ons glo in 'n heilige kerk. Die klem van die heilig sê vir ons dat dit 'n goddelike instelling is wat vanuit die hemel uitgekom is, wat hier op die aarde gesetel is. God self is die hoof van die kerk.
Hy het besluit dat die kerk tot stand moet kom. Hy het die opdrag gegee dat die kerk moet bestaan en hy stuur dan ook die kerk uit op sy groot sendingmissie. Die kerk is die enigste instelling in die wêreld wat met 'n goddelike opdrag gevestig en gegrond is. Dan lees ons van die vreemde woord, 'n katolieke of 'n algemene kerk. Die belydenis van Nicea is aanvanklik in Latyns geskryf en die Afrikaanse vertaling gebruik eerder die woord algemeen in plaas van katoliek. Egter, as mens die Latyn lees, is die woord letterlik katoliek en dan skrik ons as gereformeerdes en protestante groot as ons die woord katoliek lees. Maar die betekenis van katoliek is hier radikaal anders as van die Rooms-Katolieke kerk betekenis daarvoor. Dit beteken letterlik die hele kerk reg oor die wêreld wat in elke land, elke nasie en elke taal en elke kultuur voorkom. Die hele wye kerk. En almal bely Jesus Christus as die Here. Die Rooms-Katolieke kerk het die woord katoliek baie gelokaliseer en het gesetel in die Vatikaan wat in Rome is, en daarom as hulle praat oor die feit van die Rooms-Katolieke kerk, dan sê hulle die Katolieke kerk wat volgens hulle Rooms is, wat hulle beginsels volg, en daarom is dit belangrik om te verstaan dat die woord katoliek hier baie goed vertaal kan word met die woord algemeen, maar daarmee word bedoel die kerk reg oor die wêreld in elke uithoek van die aarde. Laastens lees ons dan van die kerk wat gegrond is op die leer van die apostels. Dit was in die vroeë kerk geweldig belangrik om so naby as moontlik aan die woorde van die apostels te leef en ook aan die mense wat die apostels persoonlik geken het. En daarom lê hulle klem op die woorde van die apostels en die getuies van Jesus wat ons vandag ken as die Nuwe Testament. Die woord apostel beteken letterlik gestuurdes. Die kerk is die gestuurdes van die Here Jesus Christus. Die vroeë kerk en sekerlik die kerk van vandag ook nog, het die hele sendingopdrag wat Jesus hulle gegee het baie ernstig opgeneem. As ons dink aan die woorde van Matteus 28 waar Jesus op die Olyfberg saam met sy disippels was en hulle uitgestuur het. Dieselfde met die belofte in Handelinge 1 vers 8 waar hulle sê hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en hulle sal sy getuies wees tot in die uithoeke van die aarde. Die volgende gedeelte van die belydenis handel oor lidmaatskap van die kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Universeel van die vroegste tye af was die doop 'n teken van die feit gewees dat iemand tot bekering kom en so deel word van Jesus Christus se kerk. Die een doop verwys na die doop in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde die doop in die naam van die drie-enige God. Net soos die totstandkoming van die Christenkerk 'n goddelike opdrag is, net so is die doop ook 'n goddelike opdrag wat ons van Jesus Christus ontvang het as ons deel word van sy liggaam. Die laaste woorde van die belydenis lees, ons verwag die opstanding van die ontslapenes, of hulle wat reeds gesterf het, en die lewe van die toekomstige eeu. Dit verwys na die hoop wat in die lewe van gelowiges leef, die hoop wat selfs groter is as die dood, want Jesus Christus het die dood oorwin, en daarom kan ons saam met Paulus uitroep, dood, waar is jou angel? Die slot van die belydenis lees, en die lewe van die toekomstige eeu. Hiermee spreek ons hoop uit, om eendag vir altyd saam met Jesus Christus te kan leef. Dit wat ons vandag die ewige lewe noem. En in aansluiting hierby ook die verwagting wat ons het van die wederkoms, dat Jesus Christus eendag weer sal kom, soos Openbaring 21 daarvan getuig. Dat die hemel en die aarde een sal word, daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees, en daar geen einde sal wees aan die koningsheerskappy van ons verlosser nie. En dat ons as sy kinders saam met hom tot in alle ewigheid kan leef. Baie dankie dat julle saam na hierdie video gekyk het van Sasolburg Fontein Gemeente. Ek is Joepie Storer.